Kom ons begin met die seëngroet. En ons doen dit uit 1 Korintiërs 1 vers 3. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Daar sê welkom julle. Hoe is ek miskien 'n bietjie vroeg? Goed. Ons het nou hierdie seëngroet het ons saam gelees en ons het jy al ooit gewonder hoekom ons die seëngroet doen? Ek is ook nie presies seker nie, maar wat ek wel weet is dat God ons groet. God groet ons, hy sê vir ons môre, hy sien jou raak, daar waar jy nie raak gesien word nie, daar waar jy misgekyk word, weet net dit, God groet jou vanmôre, hy sê ek sien jou raak, ek is bly dat jy hier is. Kom ons begin so 'n bietjie die longe en die stembande losmaak en ons doen dit daar deur Liedboek 528 vers 1 en 2. Kom ons staan. Goed, so die tema wat ons vandag bietjie gaan bespreek is, hoe lyk die klere van jou siel? Nou as ons so na die skyfie kyk, daar is 2 mense op die skyfie. Die een, ek weet nie, hy lyk vir my, ek weet nie, wat sou julle sê is die persoon se beroep? Soldaat. Ekskuus, dit klink of hierdie ding die hele tyd geluid maak. Ek gaan kyk of ek hom hier kan sit. Goed, 'n soldaat. En dan die ander persoon, 'n kok. So ons kan dadelik sien deur die klere wat daai persoon dra, wat se beroep hy beoefen, né? Ek dink ons hoef nie 2 keer te wonder wat daai persoon doen nie. En hierdie mense, wat doen hulle? Daar sê hy. Hulle sê ons sommer deur hierdie klere wat hulle dra, kan ons sien wat hulle doen. En die ene van die persone aan die regterkant, hy is miskien 'n bietjie moeiliker, né? Ek sou sê 'n besigheidspersoon, prokureur. Ek dink dit is wat ons kan sê van daardie 2. Goed, so ek gaan 'n paar leidrade gee, so ek gaan nie noodwendig die vrae antwoord nie, maar ek gaan so 'n paar leidrade gee en iets wat julle in die week ook 'n bietjie oor kan dink. So die tema is, hoe lyk die klere van jou siel? En ons gaan nou die wet behandel. En dan dink julle saam met my, wat is die klere daar? Wat het jou kleredrag met die wet te doen? Ons lees die wet uit Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die sweye opgelê het hulle bymekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. Goed, so
Ons het verskillende godsdienste in die wêreld. En die meeste van hierdie godsdienste sê, ek moet net 'n goeie lewe lei, en dit sal God bly maak, of dit sal God behaag. Maar Christendom is 'n bietjie anders as hierdie gelowe. Christendom sê, ons kan nie net 'n goeie lewe lei nie. Ons kan nie op ons eie nie, dat ek dit eerder so stel. Ons kan slegs vir God behaag deur Jesus eerste te stel. Deur wanneer God na ons kyk, dat hy Jesus eerste sien. So dit is hoekom ons die skuldbelydenis doen. En ons doen vanmôre skuldbelydenis uit Romeine 3, vers 23 en 24. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Goed, so dinge wat ek daar hoor, almal het gesondig. Ek, jy, ons almal. Ons almal sondig, het gesondig, ons almal gaan nog sondig. En dit beteken noodwendig dat ons nie vir God kan behaag nie. Maar dit is nie waar dit bly nie. Calvin het in sy genade verkondiging gesê, almal wat in ware berou, na Jesus Christus kom vir verlossing, verklaar ek vrygespreek in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So dit gaan nie noodwendig net oor die sonde nie, dit bly nie daar nie. Jesus kom help ons daarmee. Jesus is die antwoord. Dink hierdie, ek kon staan vir lied 514. As hy, kom ons sing lekker saam. Goed, kom ons herinner mekaar net waaraan ons glo. Ons doen dit vanmôre aan die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Goed, kom ons sing liedboek 509. Goed, ons het lekker saam gesing. Nou gaan ons verder. Hoe lyk die klere van jou siel? Maar kom ons dink 'n bietjie aan die klere wat ons daagliks, wat ons weekliks aan het. Kyk, ons het nou vandag ons kerkklere aan, maar môre het ons weer ons werksklere aan, ons skoolklere, ons sportklere. Wat is die doel van hierdie goeders? Watter rol speel die klere? Eerste ene wat ek kon dink is beskerming. Tweede ene, beskeidenheid. In Engels sou ek sê modesty.
Ek is nou nie presies seker hoe om dit te verduidelik nie. Voorkoms, identifikasie en status, funksionele werksdoeleindes en dan sport en ontspanning. Nou toe ek groot geword het, het ons vir sport net een ding gehad, ons het 'n PT beroep gehad. So die PT beroep het atletiek gedoen, en jy het elbow gedoen, en jy het rugby gespeel, maar deesdae het ons allerhande sportklere, so die atleet se klere sal nie noodwendig werk vir tennis nie, en andersom ook. Maar nou ja, so sport- en ontspanningsklere, beskerming, ek dink nou maar aan 'n oorpak, oorpak wat jou beskerm teen dinge wat miskien sou opskiet. Party van die oorpakke het 'n bietjie van 'n metaal in, wat keer dat iets teen jou kan seermaak, ook 'n bietjie van 'n fire retardant, wat is dit in Afrikaans, 'n vuur tipe van onderdrukking. En ja, dan die voorkoms. Ek dink nou maar skoolkinders, as jy kan dadelik sien watter kinders is in die skool, en jy kan ook sien, jy sal jou klere kon gebruik as die kinders se hemp uit is, of die kinders het 'n ander hemp aan, dan onmiddellik dan begin jy te wonder, jy begin te dink oor die voorkoms van jou kinders in die skool, en dieselfde by jou werkplek. Gewoonlik sou die ouens wat in dieselfde personeel is, dieselfde klere dra, baie keer met die embleem van die besigheid, en so aan. Identifikasie en status, soos ons gesien het in die eerste 2 skyfies, die soldaat, onmiddellik word jy geïdentifiseer deur die klere wat jy dra. En so aan, funksionele werksdoeleindes, dit wys jou altyd die goeders. Wat het ek gemis? Watter ander doeleindes dink julle, of watter ander rol speel klere nog? Lyk my ek het hulle almal daarin gekry. Goed, maar nou soos dit ons verder ontdek, en verder 'n bietjie navors oor wat klere beteken, wat die rol van klere is, kom ons af daar op 'n gelykenis van die bruilofsfees. En in die wet, ons het die wet vanmôre gelees uit Matteus 22. En nou hier ook, hierdie gelykenis van die bruilofsfees vind ons ook in Matteus 22. So dis hoekom ek gesê het, dink 'n bietjie, watter dinge kom ooreen, watter dinge is dieselfde, watter dinge verskil, wanneer jy aan die wet dink. Ek lees hom uit die 2020 vertaling. Ek weet nie of julle gewoonlik uit julle eie Bybels uit lees, moet ek julle eers 'n bietjie kans gee om dit op te kyk, of lees julle ook gewoonlik van die skyfies af? Ek gaan maar so van die skyfies af doen, lyk dit vir my. Goed, maar voordat ons dit doen, kom ons buig net ons hoofde, en dan vra ons net dat die Here die woord vir ons breek. Here Jesus, baie dankie dat ons vandag hier saam kan wees. Here, ons wil vra dat U vir ons duidelik maak wat U in die woord vir ons so mooi uiteensit, Here. Help my asseblief om dit te verduidelik, en help elkeen van ons wat vandag luister om dit in ons hart en in ons verstand op te skryf. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Goed. Ek gaan daarso lees die gelykenis van die bruilofsfees. Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê: Goed, julle almal weet wat 'n gelykenis is. Ons almal is vertrou daarmee. 'n Gelykenis is, een ding word gelykgestel aan iets anders. So die een is 'n simbool en dit beteken dan iets anders. Maar kom ons kyk of ons die betekenis van hierdie dinge kan duidelikheid uitkry. Jesus het weer met hulle deur gelykenisse gepraat en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilofsfees vir sy seun voorberei het.
Hy het toe sy slawe gestuur om die wat na die bruilofsfees genooi is te roep, maar hulle wou nie kom nie. Nog 'n keer het hy ander slawe gestuur met die opdrag: sê vir die genooides, kyk, ek het my feesmaal gereed gemaak. My beeste en die vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilofsfees. Maar hulle het hulle nie daarom gesteer nie en weggegaan. Die een na sy stuk grond, die ander na sy besigheid. Die res van hulle het sy slawe gegryp, hulle sleg behandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword. Hy het sy soldate gestuur, daardie moordenaars om die lewe gebring en hulle stad afgebrand. Toe sê hy vir sy slawe: die bruilofsfees is gereed, maar die genooides was dit nie waardig nie. Gaan dan uit na die kruispaaie en nooi soveel mense na die bruilofsfees as wat julle kan vind. Toe het daardie slawe uitgegaan na die paaie en almal bymekaar gemaak wat hulle teëgekom het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. Toe die koning ingaan om die gaste te sien, het hy daar 'n man sonder 'n bruilofskleed aan. En hy vra hom: vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Maar die man het geswyg. Toe sê die koning vir die dienaars: bind sy voete en hande vas en gooi hom uit na die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween en geknars van tande wees. Baie is immers geroep, maar min is uitgekies. Nou, ons gaan verder met die vraag wat ek nie noodwendig direk gaan antwoord nie, maar ek wil hê dat ons saam daaroor moet dink. Nou, laas jaar, einde Desember, of eintlik in die middel van Desember, is ons genooi na my vrou se neef se troue toe. Wat interessant is van die storie is die eerste keer dat ons kinders, ek het 2 seuns, is hulle toe saam genooi. Hulle is nou in die hoërskool. En deesdae as jy na 'n troue toe gaan, dan sê die mense, jammer, geen kinders. Nou soveel so dat my 2 seuns hulle is nou op hoërskool en hulle was nog nooit by 'n troue nie. So hulle was nou lekker opgewonde om na die troue toe te gaan. En nog 'n heel ander interessante ding was, nou moet ons vir hulle trouklere kry. En ek het gesê, maar hulle kan sommer hulle kerkklere of iets aantrek, maar nee, hulle moet nou trouklere kry. Goed, so dit is 'n lekker opgewondenheid, en na die tyd kan ons maar daai selfde klere maar weer gebruik vir 'n formele ding of iets, so, maar dit nou daar gelaat. Wat beteken die gaste se trouklere? Ons het daar gesien, vers 12 noem dit 'n bruilofskleed, ek noem dit nou maar sommer trouklere. So as ek daar so raak lees van die trouklere, dan sien ek so 2 dinge. Eerstens, die een persoon is uitgegooi uit die troue, omdat hy die trouklere aangehad het nie. En tweedens voel dit vir my so klein bietjie onregverdig, want die persoon is nou 10-1 van die straat af genooi, en hy is gesê, kom, hier is ons kos, hier is ons 'n lekker fees, kom woon dit by. So dit voel vir my so klein bietjie onregverdig, dat hy uitgegooi word, omdat hy nie trouklere aan het nie. Goed, hierin het ek nou nog glad nie aangeraak nie, maar dink so lank daaraan. Hoekom probeer jy met jou eie klere voor God verskyn? Moenie bekommerd wees nie, ons kom daarby. En dan nou derdens die vraag, hoe verskil fisiese klere en geestelike klere? Die maklikste hoe ek dit nou kan verduidelik, sou ek sê, een is die klere van jou lyf, en die ander ene is die klere van jou siel. En dit is hoekom ons oor daai tema praat, hoe lyk die klere van jou siel? Maar kom ons gaan 'n bietjie verder, kom ons kyk 'n bietjie, of ons kan agterkom wat daai gelykenis op sin speel. Wat beteken ons eie klere? In Jesaja 64 vers 6 staan daar,
Ons almal het geword soos iets wat onrein is, soos 'n besoedelde kledingstuk, is al ons geregtighede. Ons almal het verwelk soos blare, en soos die wind het ons sondeskuld ons weggedra. Goed, so dinge wat ek daar so raak sien, besoedelde klere, kom ons noem dit sommer vuil klere. Ek het nogal gewonder of ek 'n bietjie tee of koffie op my hemp moes mors, dat 'n mens dit kon as 'n tema gebruik, maar in 'n geval, ek dink my vrou sou kwaad gewees het as sy uitgevind het daarvan. Goed, wat beteken dit om Jesus aan te trek? Goed, dit bring ons bietjie nader. Galasiërs 3. Want deur die geloof is julle almal kinders van God in Christus Jesus. Want julle wat in Christus gedoop is, het Christus soos 'n kleed aangetrek. Julle sien, ons kom al nader. Ons kom al nader aan die betekenis van die gelykenis en die betekenis van hoe lyk die klere van jou siel. Maar wat beteken dit om Jesus aan te trek? Ek dink een manier om daaraan te dink is, as jy nou sê net maar iemand sien wat lekker kwaad is, dan kan jy sê, ek sien daai persoon het vandag bietjie sy kwaai klere aangetrek, né? Of daai persoon het sy vloekklere aangetrek. En ek dink ons almal sal verstaan as ons dit sê, wat dit beteken. Maar kom ons gaan verder. Kolossense 3, wat beteken dit om Jesus aan te trek? Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aardse gerig is, doodmaak. Ek wil amper sê, ons kan dit anders stel, daarom moet ons daardie klere uittrek. Goed, onsedelikheid, onreinheid, welis en slegte begeertes, en ook gierigheid, wat eintlik maar afgodediens is. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae. Ons gaan nog verder met die vuil klere. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeiding tussen Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of Scythiër, slaaf of vry persoon nie. Maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore, heiliges en geliefdes is, beklee julle self. Kom ons sê dit, trek dit aan. Trek die volgende klere aan. Beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enigiemand klagte teenoor iemand anders het, vergewe mekaar. Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde. Ek dink nou begin ons naderkom aan wat die wet in Matteus 22 vir ons sê. Beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is. Ek wil amper sê wat die beld is, wat alles volmaak saambind. Goed, ons kan 'n bietjie daar herhaal wat dit beteken om Jesus aan te trek. Innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdra en vergewe mekaar. Ek dink altyd aan daardie, as iemand so 'n vinger na my wys, die ou spreekwoord is maar altyd een vinger wys na jou, een vinger wys vorentoe en 3 vingers wys terug. So, verdra mekaar en vergewe mekaar. Maar nou ja, ons het daar gesien,
wat het geestelike klere met die wet te doen? Ek dink dit kan ons by daar in die laaste vraag, in die laaste vers by uitkom. Die liefde is soos 'n beld. Die liefde hou hierdie kleed by mekaar. Maar nou sal ons sien, watter klere moet ons by mekaar hou? Moet ons nou hierdie vuil klere by mekaar hou? Of moet ons nou die klere van jou siel, en dit beteken Jesus, by mekaar hou? Ek dink eerder die een oor Jesus. So liefde hou daar die klere van wat Jesus wat jy aantrek. So in plaas daarvan om te sê, ek het my kwaai pakkie aangetrek, sou dit miskien 'n ander manier wees om te sê, ek het my Jesus pak aangetrek. Of ek het my liefdespak aangetrek. Dan die vraag, is alle liefde dieselfde? In die wet het ons daar gelees, ons moet vir God lief hê, en ons moet ons naaste lief hê. Maar een ding wat vir my moeilik is, God het ons lief. En ek dink nie ons kan ooit God met dieselfde liefde lief hê as wat hy ons lief het nie. Die rede hoekom ek ook so sê, kan ons vanmôre daaraan dink. Die gewoonte uit die antieke tyd was die gasheer, in die gelykenis is dit 'n koning. In die gelykenis, in die antieke tyd, het die koning of die gasheer gewoonlik ook vir jou trouklere gegee. So hy het nie net vir jou, jy het nie net aangesit vir 'n lekker maaltyd tydens die feesmaal nie, maar hy het ook vir jou nuwe klere gegee. En dis wat God kom doen. Dis hoekom ek sê, ons het in die begin gesê, ander gelowe sê, ons kan net 'n beter lewe lei, en dan sal God gelukkig wees met ons. Maar Jesus en God werk 'n bietjie anders. Hy sê, hy verstaan dat ons nie goeie dinge altyd kan doen nie. Maar in plaas daarvan dat God na ons kyk met daai vuil klere, met daai besoedelde klere, kom gee hy vir ons 'n nuwe kleed om aan te trek. En ek dink dit is hoekom ek voel dat alle liefde nie noodwendig dieselfde is nie. Ons sal nooit kan uitkom by daai liefde wat God sê, ek verstaan dat julle nie kan doen wat goed is nie, maar ek wil julle by my feesmaal hê. Ek wil hê, jy wat van die straat af ingenooi is, moet deel hê aan my koninkryk. Dit is die definisie van liefde wat God vir ons het. Ja, waar kry ons hierdie klere? Ek het nou reeds verduidelik van in die antieke tyd het die gasheer dikwels daardie klere gegee. Ek dink dit is hoekom dit nie genoem word nie, want ek dink die antieke mense of die eerste lesers van hierdie stuk sou verstaan het dat die deel is van wat jy kry tydens so 'n feesmaal is nuwe klere. Goed, maar dan, watter rol speel Jesus as klere vir jou siel? Ons het in die begin gekyk van na ons fisiese klere. Kom ons kyk 'n bietjie na die klere wat Jesus, die rol wat Jesus speel as klere vir ons siel. Beskerming. Jesus beskerm ons teen die mag van sonde. So, sonde gaan nog steeds in ons lewe wees, maar in plaas daarvan dat God daardie sonde sien God vir Jesus. Want jy as Christen trek vir Jesus aan. Beskeidenheid of modesty. Jesus bedek daardie dinge waaroor jy skaam is. Daardie dinge wat jy nie met ander mense wil bespreek of te bang is wat hulle gaan sê as hulle uitvind. Daardie dinge kan jy met Jesus bespreek. Want hy beskerm jou, hy bedek daardie dinge vir jou. Kom ons gaan na identifikasie. Wanneer ons kyk na die sonde of die vuil klere,
is ons slawe. Ons is slawe van sonde. Maar wanneer ons Jesus klere aantrek, of eerder miskien Jesus as klere aantrek, dan word ons 'n erfgenaam. Dan word ons 'n trougas. So aan die een kant van daai gelykenis is daar mense wat op die straat is en wat nie noodwendig uitgenooi is nie. Maar Jesus maak dat ons nie meer straatmense is nie, maar eerder trougaste, erfgename van God. Dan funksionele werksdoeleindes. Watter werk het ons as Christene? Een van die werke wat ek nou aan kan dink, is om wat God direk vir ons sê, is om sy boodskap, is om sy evangelie uit te dra. Nou wanneer ons daardie padde van daai woedepakkie aan het, en ons met gebalde vuiste en met gekruide taal in die wêreld is dit moeilik om daardie boodskap van God uit te dra. Is dit moeilik om mense te vertel van die evangelie. Maar wanneer ons daardie klere, daardie Jesus klere aantrek, verander dit. En ek dink dit is wat hoe Jesus ons kan help met ons werksdoeleindes. Soos ek gesê het in die begin, ek het maar net as kind, en toe ek groot geword het, is my sportklere het basies bestaan uit 'n pietjiebroek en net 'n ander hemp vir atletiek en 'n ander hemp vir rugby en 'n ander hemp vir tennis en so aan. En deesdae is daar allerhande nuwe soort klere. Daar selfs van die atlete wat die klere gebruik om vinniger te hardloop of van die skoene om meer vaartbelyn en om bietjie meer spoed te kry. So Jesus as klere van sport en ontspanning gee vir ons werklike vryheid. Gee vir ons in ons lewe werklike vaartbelyn. Maar dan nie aan ons moet nie dink aan ons liggame nie. Nee, aan ons siel. Ek dink nou maar as ek nou dink aan ontspanning, daardie kere wat jy al geslaap het en wakker geword het en jy het 8 ure geslaap, maar jy is nog steeds moeg. En dikwels gebeur dit dat 'n mens moeg is en jy het lekker geslaap. En dan besef jy maar die moegheid lê eintlik nie in jou lyf nie. Daardie moegheid lê eintlik in jou siel. En dit is waar God ons as die ontspanning, sport en ontspanning klere kan help. En jy kan dit na hom toe bring. Ek dink altyd as ek aan 'n voorbeeld dink, dan dink ek aan Adam en Eva. Dan dink ek aan dit is miskien 'n slegte voorbeeld van hulle klere was nou nie heeltemal wat ek oor wil praat nie, maar in 'n geval. So God het in die aand in die paradys gaan rondloop en hy het gevra Adam en Eva, waar is julle? Dink julle God het nie geweet waar hulle is nie? Nee. God het geweet waar hulle is. Maar God wil 'n verhouding hê. God wil 'n verhouding bou met ons. En dit is hoekom hy so Jesus weet dat ons hierdie klere nodig het. Dat ons hierdie liefde en hierdie geduld en hierdie vergewing vir mekaar nodig het. Maar hy wil graag hê dat ons dit tydens ons verhouding met hom en wanneer ons in ons verhouding bou, dat ons dit met hom moet bespreek. So Jesus wil hê dat ons daardie klere, daardie trouklere of daardie bruilofklere met hom moet bespreek. Goed. Wanneer ons klere aan het, wanneer ons skoolklere aan het, dan word ons 'n ambassadeur vir daardie skool. Wanneer ons werksklere aan het, dan het ons die logo vir embleem van ons werkgewer aan en ons word 'n ambassadeur vir
ons werksplek. Maar nou die vraag wat ek met julle wil laat vanmôre. As mense na ons siel kyk, sal hulle kan sien, die vraag is, sal mense kan sien dat jy Jesus oor jou siel dra? Amen. Kom ons buig ons hoofde en ons dank God ook vir die offergawes. Here Jesus, baie dankie. Dankie dat ons offergawes kon opneem en ons weet dat dit daaroor gaan dat ons ook ietsie terugbring van dit wat U vir ons gee. Dankie dat ons weet dat alles aan U behoort en dat ons daar as rentmeesters daaroor moet toesig hou. Ons vra U Here, help en lei ons dat ons daardie verantwoordelikheid goed sal doen, dat ons die geld wat U vir ons gee in ons lewens en hierso by ons gemeente, dat ons dit sal doen tot eer en verheerliking van U naam. En soos iemand wat U aantrek, wat U aantrek as klere, Here. Amen. Kom ons sing lekker saam lied 471. As ons nou vandag terugdink, wil ek ook hê dat julle in die week daaroor moet dink, wanneer jy jou klere, jou kerkklere nou uittrek, wanneer jy môre van die week of jou skool of jou werksklere aantrek, dink 'n bietjie aan watter klere jou siel dra. Is dit jou kwaai pakkie of is dit jou Jesus klere? Ek wil hê julle moet daaraan dink en ek wil bespreek dit met God in gebed. Kom ons doen die seëngroet uit die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen. Lekker week vir julle.